OK, goeienaand en baie welkom. Ook welkom aan die ouens wat by ons ingeskakel is op Facebook en YouTube. En ek persoonlik is baie opgewonde vir meer as een rede. Ons het op 'n stadium gewonder, moet ons aangaan met hierdie goed, omdat julle so min is, maar bloot omdat daar so baie is wat inskakel op Facebook en YouTube, het ons besluit om voort te gaan daarmee. En dan is ek baie opgewonde vir Nico, wat saam met my vanaand optree. Julle is volgende, né? Dat julle vir my kan help, dat dit 'n gebabesting raak, hoor. Goed, kom ons begin met 'n gebed. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat U ons skepper is, en dat U ons op 'n wonderbaarlike manier geskaap het. En daarom kom bid ons is hier, want ons wil wees wat U ons voorgeskaap het. Ons kom bid dit met afwagting in hierdie aand. Amen. Wat ons vanaand gaan doen is dat ek gaan so 'n teologiese inleiding gee. Ek sukkel weer met hom, hy is nie aan nie, dit is hoekom. Hy wil nog steeds nie werk nie. Hy lol. Kyk gou vir my. Ons gaan vanaand, ek net so 'n teologiese inleiding gee, maar die hoofspreker is eintlik Nico, dit klink soos 'n besigheid, lou en lou. En ek dink, Johan, daai moederkerk, is hy nie deur 'n lou en lou? Was daar nie, nee, dis nie die argitekte nie, maar daar was ook so 'n firma, daar is hy, lou en lou. Baie welkom, en ons gaan met mekaar vanaand gesels oor welsyn. Geef vir my die volgende een asseblief. Ek het vanaand baie prentjies, want dit gaan vir jou help om so 'n bietjie visueel ook 'n prentjie te kry. Nou, wellness is 'n bekende begrip wat selfs vrylik in Afrikaans, deur Afrikaanse sprekende mense gebruik word, as daar gepraat word, baie dankie, oor algemene of totale gesondheid. Kom ons praat van algehele en totale gesondheid. Ons sou die Bybelse vertaling van salig is hy wat, salig is hulle wat. So daai saligheid, ons gebruik nie meer in Afrikaans baie die woord salig nie. Ek kan onthou, of ek vermoed, dat daar's net een keer wat jy salig gebruik, en dit is as jy op die strand gaan lê, so agteroor en sê, dis nou salig, verstaan? Dan gebruik jy die woord salig, maar ons gebruik nie baie die woord salig nie. Hy is ook in die 1983 vertaling verander na om gelukkig te wees, maar salig sit so bietjie meer, sê bietjie meer as net om gelukkig te wees. Nou, in Afrikaans kan 'n mens hom vertaal na welstand of welsyn. Julle sal ook onthou dat die maatskaplike werkers praat van die welsyn. Dit beteken dat jy 'n goeie en 'n gebalanseerde lewe kan hê. Goed, so welsyn, welstand, en kom ons kyk na 'n definisie van wellness. Welstand is die doelbewuste, dit beteken ek werk in daai rigting. Dit kom nie van self nie. Dis 'n ywer, dit is iets wat mense doen, en wat gemotiveer word om te doen. Dis 'n doelbewuste en 'n aktiewe strewe. Want ons is bewus daarvan dat jy's nooit volmaak nie, jy het nooit gearriveer nie, want jou omstandighede, jou konteks verander die hele tyd. So binne daardie, as jy aftree die dag, of as jy met ouer te huis toe trek, of as jy jou wederhelfte verloor het, daar's elke keer nuwe kontekste, dat jy 'n aktiewe strewe na 'n gesonde en 'n gebalanseerde, en ons gaan vanaand baie
klem lê op die gebalanseerde en vervulde lewe. Dit behels veel meer as bloot die afwesigheid van siekte. 'n Mens hoef nie siek te wees nie en as jy heel van balans af, nee, en dit gaan met jou sleg. En dan gaan 'n pilletjie nie help nie. As jou man weggeloop het of jou vrou is nie meer by die huis nie of jou huis het afgebrand of jy bankrot gespeel, gaan dit dispre nie werk nie. Welstand vra dat 'n mens daagliks, en dis 'n daaglikse werk aan, doelbewuste keuses maak wat jou algehele fisies, daarom is ons, as jy mense in 'n inrigting opneem, dan word daar ook fisiese oefeninge gedoen, gaan stap, kyk 'n bietjie na jou liggaam, emosioneel, om met die emosionaliteit te werk, verstandelik, om meer te leer, om op te skerp, sosiaal, jou gemeenskap met mekaar, en geestelike welsyn. So julle sien, dit is 'n, ek wil amper sê 'n holistiese, dis 'n baie lelike woord, maar 'n geheel beeld van alle kante af om welstand te kry. So dis nogal 'n groot werk, né? Nou vir hierdie paartjie, vir hierdie praatjie, kies ons veral om te fokus op balans. En ons gaan dit nou vir jou verduidelik, om jou lewe in balans te plaas, om as beeld van God in balans, oftewel in harmonie te wees. Dit is vir my pragtige woord. As niks so iets soos klomp mense wat sing en elkeen het sy eie noot nie, maar om saam een harmonie te wees met wat? Met ons Skepper en ons skepingsdoel. As Christene is dit ons balans, is dit ons strewe om dit waarvoor die Here, en ons gaan Sondag bietjie meer daaroor praat in ons nabetragting van die nagmaal, om ons daartoe te strewe om te lewe soos wat die Here ons geskape het en sy doel met ons as beeld van God op die aarde. Nou kom ons kyk so 'n bietjie in die wetenskap in. Ken julle daai prentjie? OK. Dit is 'n skildery of is dit 'n skets wat Leonardo da Vinci geteken het in die jaar 1490. Hy noem dit die Vitruviaanse man. En dit het deur die jare en tot vandag toe. Dis baie interessant. Ek het eendag 'n argitek se kind gedoop en toe het hy 'n spreekbeurt gevra. Ek is altyd baie opgewonde as dit gebeur. Die pa wat nou die kind doop, en toe het hy die prentjie gebring en 'n hele gesprek gehad oor balans en so meer in die lewe. Dis 'n historiese simbool van fisiese balans waarin die menslike liggaam geskape is. Nou, julle sal onthou dat ek een oggend, en baie mense was verbaas, het ons met die kinders geleef, het ons die kinders gemeet. Onthou jy, ek dink dit was Jasper se kleinkind, dat van daar tot daar is net so lank van hier tot by jou tone. En baie was verbaas, hulle het dit nie geweet nie. Goed, dat ons in 'n balans is met mekaar. Dit beeld die menslike liggaamsverhouding uitgebaseer op antieke meetkunde. Ou Da Vinci was nogal 'n skerp ou, waar 'n volkome gesentreerde menslike liggaam presies binne in 'n sirkel. Nou waar is ons liggie nou? Daar is hy. Nee, hy moet nie aangaan nie, hy moet teruggaan. Ek wil die liggie aansit, daar is hy. Daar is die sirkel en in 'n vierkant. Pas hy in. Baie interessant. Dit simboleer totale harmonie met mekaar. As jy so vat en jy sit jou hand so, is dit net soveel so, is dit net soveel so. Ouens wat skilder en teken vir al liggaam posture word dit geleer, dat jou goed in perspektief is met mekaar. Goed, so dit symboliseer totale harmonie. Da Vinci voer sy studie verder met wat hy noem kwalaterale driehoeke. Dit is gelyk sydige
driehoeke. Kom ons kyk daar. Kyk hoe interessant is dit. Kyk die klomp driehoeke wat jy daar het. 1, 2, 3 en dan hier af, kyk daai 2 bene wat so loop en dan jou skedel wat ook in driehoeke is. Baie interessant. En ons is so geskape. En die Here wil hê ons moet nie net so lyk nie, ons moet so wees ook. Ons moet so leef in harmonie met mekaar. Gelyksydige driehoeke in die fisika, asook in die wiskunde en die mathematics, word verwys na sy unieke geometriese stelling, dat a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. En nou weet julle presies wat dit beteken. OK, goed. Of wat hy noem die Pythagoriese stelling. Nou, wat beteken dit? Dit beteken dat jou A en B is gelyk aan die lang lyn. Kom ek wys gou vir jou. Sien julle die piramide? Het julle hom? Sê as ek verkeerd praat. Het julle hom daar? So, geboue word dan ook so in harmonie met mekaar gebou. Goed, dis nou so 'n klein bietjie net wetenskap om te sê dis hoe die Here ons geskaap het in ons liggaam en hy wil hê dat ons teologies gekyk moet ons ook so in balans in harmonie met mekaar of lewe, want dan gaan ons in die rigting van welstand. Nou kom ons kyk die teologie. Die teologie kom vanuit die Bybel uit en ek neem vir jou na die baie bekende Matteus 22 verse 24 tot 40. As Jesus Christus hierdie welstand, hierdie balans, hierdie harmonie of hierdie verhoudings binne in 'n mens amper vervolmaak. Hy doen dit deur vir ons 'n opsomming te gee of 'n samevatting van die wet. Interessant. Dit gee vir ons die balans, né? In die wet, in die riglyn van dit is hoe jy moet lewe. Jy moet God lief hê en jou naaste en jouself. Nou kyk vir my daar, sien julle daar's die driehoek. God, naaste en jouself. En dan kan jy dit in kwadrate sit. Dit beteken God se liefde vir jou en jou liefde vir God. En God se liefde vir ander mense, jou naaste, en hulle liefde met God. En dan jou liefde vir jou naaste, wat dan 'n naaste liefde is vir jouself. Het jy daai kwadraat? Wonderlik. So, kyk, hier kom die wetenskap en die teologie lekker by mekaar uit. Hier word dus 'n menslike lewe gedefinieer in 'n balans, 'n harmonie of 'n verhouding. Ek noem dit God, mens, naaste. Of A kwadraat van anthropos. Anthropos beteken mens. En dan 'n P in die Grieks vir plesion, wat beteken naaste, is gelyk aan God kwadraat. God se liefde vir my en God se liefde vir ander mense. En dis waar die moeilikheid inkom, want ons hou nie baie van ander mense nie, veral nie in groep babes nie. Goed, en dan is dit, as jy wil 'n goeie, gesonde, gebalanseerde, salige lewe hê, moet jy in liefde met God, in 'n liefde vir jouself, en 'n liefde met jou naaste wees. En waar begin dit? 1 Johannes 4 vers 8 en 19, God is liefde. Daar begin dit. OK. Nou is dit interessant. Hierdie liefde word selfs verder gevoer. Kyk daar, in jou tweede driehoek, waar hy gekwalifiseer word. So daar het jy nou God, jouself, jou naaste. En hoe moet jy hom lief hê? Met hart, siel en verstand. Daar is jou volgende drie. Mooi in balans.
So, wanneer jy net met jou hart lief het en nie met jou verstand nie, is jy in 'n disequilibrium met jouself. As jy net met jou verstand, ja, ek weet ek moet nou die ouens lief hê, so ek geduld hulle, maar my hart is nie reg nie, dan is dit nie ware liefde nie. En dieselfde met jou siel, wat baie diep is. Ek wil net noem, 'n ding wat baie ontdek het, is ek het vanoggend, waar het ek het genoem, gisteraand by die Bybelstudie op Cape Joe. Ons het elke dinsdagoggend het ons 'n gebedstyd saam met sendelinge. En verlede dinsdag toe Henta en ek weet nie, die gesprek het daarop gegaan oor mense wat hulle verstand verloor, demensies raak Alzheimer's. En dominee Henk Ollewagen sê toe, dit is maar 'n geneigtheid in hulle familie, en 'n tannie van hom het demensies geraak, en so erg dat sy moes versorg word, en dat hulle vir 'n tyd lank haar in die huis ingeneem het, en dat hy kan saamgesels, want dis nogal 'n groot ding om iemand wat demensies is, en wat jou verstand verloor het, in jou huis te versorg. En dan maak hy die opmerking, sy het haar verstand verloor, maar gelukkig sit jou geloof nie in jou verstand nie. Sy het nie haar geloof verloor. So sy het in die nag, as hulle wakker word, dan lê en bid sy so, en praat met die Here. So, jou geloof is meer as net die verstand. So jy kan jou verstand verloor, maar nog altyd die geloof behou. Baie interessant, hierdie balans wat jy kry. Goed, ek is amper klaar. So, my laaste prentjie wat ek wil maak is daai een. Die oomblik wat hierdie verhouding, hierdie balans, hierdie harmonie in enige wyse siek, aangetas of versteur raak, tas dit die totale ekwilibrium, die welstand, die balans en die saligheid van 'n mens aan. Onmiddellik. As jou hart nie daar is nie, of jou siel is nie daar nie, of jou verstand is nie daar nie, of jy het net die Here lief en jouself, maar nie jou naaste nie, of jy die naaste lief, maar jy hou nie van jouself nie, daai soort van goed is, dan gaan jy in 'n wanbalans in. En die Bybel noem dit sonde. Want die sonde is in sy definisie 'n tekort. Kom ek lees gou vir jou, wat is 'n definisie van wat sonde is? Sin is anything that falls short of God's holy character and will. It includes not only wrong actions, but also wrong attitudes, desires, and failures to do what is right. So sonde in sy kerndefinisie is, ek skiet tekort. Ek skiet tekort in my verhouding met God, in my verhouding met myself. Ek kan myself nie vergewe nie, of ek hou nie van myself nie, of ek het 'n lae selfbeeld, of in my verhouding met my naaste. En ek is nie in kontak met my verstand nie, ek is nie in kontak met my hart nie, ek is nie in kontak met my siel nie. Ek het eendag op Nina gepreek, en ek dink ek het dit al hier genoem, dat ek gesê het, kom ons sit en maak kontak met jou siel. En daar het 'n tannie van 86 op daai stadium baie ontstel geword en gesê, sy kan maar soos die plaasmense praat, ek is al met my een voet in die graf, en ek het geen idee, en ek het geen kontak met my siel nie. En dis wat hemel toe gaan. Dis jou koneksie, die ander vrot, die gaan vergaan, maar my siel met God. So ek skiet tekort, en dit is hoekom ek nou Nico gaan vorentoe bring, want hy gaan ons help om weer, wat maak ek om hierdie balans weer terug te kry? Dankie, Nico. Jy moet nou eers jou bedraad. Nou kom ek boven onder die oor, so. En achterom. En waar sit ek hom aan? Hy is klaar. Is ek klaar? Want ek hoor myself nou nie. Moet ek ons so 'n bietjie nader bring? Is jy alright nou?
Ek volg nou, dit is 'n voorbeeld as jy preek en maak so 'n grappie. Ons is dieselfde van, maar ons is nie familie nie. Verskoon, ek het 'n padda affære in die keel, goed, dat ek so 'n bietjie keel skoon maak. Jy vra mos jou ouers oor die lous en goeders, toe sê daar's 2 groepe lous. Die een is die langdoringse lous en die ander is die klokdoringse lous. Toe vra ons nou, maar wat beteken dit nou? Toe sê nie, die een groep, gelukkig het hy vergeet wie, kom van Calvinia af. Die voormense het daar gebly en Dirk, julle kom daar vandaan. Ons kom van Pakketberg af. Goed, dan is ons nog verder van verwyder. In elk geval, en my mense kom van Nieuwoudtville af, is so 70-80 km daar vandaan. Maar te perd was 'n 2-dagreis, so hulle kon nie bietjie ondertrou en so aan nie. Nou volgens hom is die klokdoringse lous die moeilike lous en die langdoringse lous is die makkes. Ons is ek is nou blykbaar van die makkes. Die langdoringse lous. Of dit so is, weet ek nie. Goed. Baie dankie Dirk. Ek het nou ons nou begin praat oor die ding, gaan sit en dink, want ons praat oor 'n definisie van wellness of welsyn. En in die opleiding wat ek gedoen het, en ek is nog besig so met die laaste stukkie oor verhoudings, die neurocoach metode, neurocoach method, wat gaan oor die wisselwerking tussen jou liggaam, jou senuweestelsel en jou brein. Gaan wellness oor frustrasies. En ek het gesin te dink, maar dit is daarom te min. Ons is 'n bietjie te gekompliseer daarvoor. En toe gaan vra ek vir oom Chat, en oom Chat het gesê, hierdie oom Chat is 'n vreeslike een, hy kan Afrikaans verstaan, alhoewel hy in Amerika bly, of in Duitsland of iewers, en hy kan jou in Afrikaans antwoord ook, en hy het nou al, of het waar is, weet ek nie, is al 'n paar keer getroud, of daar was huweliksaansoeke, so hy is nou nie ander, maar gelukkig is hy 'n robot, so ons kan hom verskoon. Ek gaan vir julle lees wat hy sê, in baie mooi Afrikaans. Dit is 'n aktiewe strewe na gesonde en ewewigtige lewenstyl. Aktief beteken, dis iets waarmee jy elke dag besig is. Veral as jy agterkom dat jy 'n foutjie het, daar's iets nie reg nie, jy is uit balans uit. Dis nie net liggaamlik nie, maar ook emosionele, sosiale en geestelike welsyn. Daar kom die jouself, God en my naaste word hiermee saamgevat. En dan gee ek 'n klompie voorbeelde. Dis goed wat ons ken. Goed wat jy kan doen. Ontspanning. Ou daar van Leonard wil het gesê, as jy nie Desember maand gaan vakansie hou nie, volgende jaar Junie maand het 'n ander woord gebruik wat ek nie kan gebruik nie, jaag jy nonsens aan. Ontspanning, reëlmatige liggaamsbeweging. Ons is gemaak om te beweeg. Ons is nie gemaak om stil te sit. Sandra self jy nou kan sê, sy het nou 'n jeppietjie hier. En as sy 'n bietjie beweeg, dan is die jeppietjie 'n bietjie beter. As sy stil sit, dan is dit nou nie lekker nie. Gesonde voeding. Voldoende slaap. En dis, as daar iets in jou gedagtes, in jou menswees kort, dit hinder, dan wys dit eers in jou slaap. Baie mense raak aan die eet. Emosionele balans, ons gaan nou daarby kom. Sosiale kontak en 'n positiewe leefomgewing. En dis waar ou mense wat baie keer in die huis vasgekluister is, heeltemal, kan ek sê, uit die bus uitval, want hulle het nie sosiale kontak nie. Hulle is geneig om baie ongesond te eet, ongereelde ure te slaap, of glad nie te slaap nie. En dan 'n gesonde godsbeeld en 'n verhouding met God. Die godsbeeld ding is interessant. Ons het gepraat daaroor, ek dink Dirk het jy gesê, dis Calvin wat dit gesê het, van die godsbeeld. Dat kinders, en veral seuns, se pabeeld, hulle aardse beeld van hulle pa,
Dis Martin Luther. is Martin Luther. Hulle aardse beeld van hulle pa vorm hulle beeld van God. Dis baie interessant. En dan 'n verhouding met God. Ons weet dat jy eintlik nie 'n Christen kan wees as jy nie 'n verhouding met God het nie. As jy nie in daai verhouding is, kan jy jouself nie 'n Christen noem nie. En wat Dirk ook gesê het, is dat wellness, en ek gaan gaan ons na die oorsake kyk daarvan, behels jou hele menswees. Dis nie net een aspek nie, dis nie net frustrasie nie. Dis baie meer as dit. Mens kan dit vergelyk met 'n fietswiel. Ons ken 'n fietswiel, dis mos nou ekskuus dat ek nou so heel skoon maak. Die velling met die band om en dan die hap hier in die middel en dan die speke. En elke speek het 'n funksie. En dis om die wiel in balans te reguit te. Breek een speek. Net een. Dan gaan jou wiel so begin maak. Omdat daar een gebreekte speek is, breek die volgende een. Nou maak jou wiel al hoe meer so. En so gee dit aanleiding dat al hoe meer speke breek. En die hele wiel is later onbruikbaar. Jy moet 'n nuwe fietswiel gaan koop. En dis presies dieselfde met ons. Een ding loop skeef. En dit het gevolge op die hele mens. En dit het gevolge in die driehoek wat ek nou gewys het. Jou verhouding met God, jou verhouding met die naas, met jou naaste, jou verhouding met jouself. So dit is geweldige, gekompliseerde goed. Wellness gaan oor balans en in my terme noem ons dit optimale funksionering. Ek gaan later so ietsie daar wys van wat is optimale funksionering. Maar onthou maar die term. Goed. Die oorsake daarvan. Ons sê dat gebruik hierdie woorde, dit hou jou terug. Jy het 'n bepaalde doel en ons kan groot mense al wees, dan het ons nog steeds 'n doel waarna ons kan streef. Maar wanneer ek nie reg funksioneer nie, kom ek nie by daai doel uit nie. Dit hou my terug. Dit gaan oor jy bly agter. Dit gaan oor dat jy vashak. Jy hak vas in jou verhouding met God, met jouself, met ander mense. Die eerste ene het ons nou gedoen. Frustrasies. Ons ken frustrasies. Ons het frustrasies met mense. Jy het frustrasie met jou man of vrou, met jou broer, jou suster, ma of pa as hulle nog lewe. Jy het frustrasies met jou kinders. Jy het frustrasies met vriende. Jy het frustrasie met iemand wat in die straat voor jou loop of van voor af kom. Mense, ons het frustrasies met mense. Ons het frustrasies met omstandighede. My geldsaake lyk nie so goed nie. En my belegging is vir 10 jaar vasgesit, ek kan niks met die geld doen nie. Dit lei tot frustrasies. En dan dinge. Die beste voorbeeld is, ons wat in die dorp bly, ons het 'n boorgat op die erf, ons weet nie van die goed nie. Is die water wat so afgesny word. Want jy ry spaart en jy sien, hier loop die water soos 'n stroom, en dink jy, ons het vandag nou weer die water nie. Goed, ons hou uit, en vanaand 10:00 kom die water aan, môreoggend 8:00 daar is die water weer af, en dan loop die frustrasies op. Dis een ding wat 'n mens kan vashou, wat jy kan terughou. Die volgende 4 gaan oor, frustrasies gaan oor goed van buite. Die volgende klompie goed gaan oor, ons praat van 'n selfgesprek. Dit kom van binne jou af. Ek sal verduidelik soos ons aangaan. Nie presies nie, want hier is geweldig baie inligting. As ek alles vir julle moet gee, gaan ons 10:00 eers hier wegkom. En dit sal nie goed werk. Die volgende een is negatiewe selfspraak. Sien, dis 'n gesprek wat jy in jouself het. Dit gaan oor, dis baie emosioneel. En dit gaan daaroor ook dat dit nie aggressief is nie. Maar dis 'n konstante ding wat oor 'n lang tyd kom.
Negatiewe selfspraak, voorbeeld, ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is niks werd nie. Ek is nie belangrik nie. Ek het nie waarde nie, mense waardeer my nie. Jy sal ook sien met al die goed is, daar is nie konkrete bewyse vir wat jy vir jouself sê. Dis iets wat in jouself ontstaan. En by al die volgende goed, is dit interessant dat dit kom van primêre versorgers af. Jou hoofprimêre versorger is ma en pa ongelukkig. In die skool jou onderwysers, as jy in 'n huis, as ma en pa, goed, toe ons kinders was, het ma en pa nie altyd albei gewerk nie. Pa het gewoonlik gewerk en ma het versorg. Maar in die moderne tyd moet ma en pa werk. En daai oppas het 'n invloed op die kind. 'n Skewe woord van 'n onderwyser kan 'n kind se lewe vernietig. Ons sal ook sien dat baie van die goed wat ouers doen, is onbedoeld. Dit is onbewuslik so. Want ek weet nie van 'n ouer wat sy kind doelbewus sal gaan seermaak nie. Dit kom ook van die ouers se geskiedenis af. Wanneer begin dit? Verrassend. Ouderdom 2 tot 5 jaar oud. So vroeg. Dan begin hierdie negatiewe selfspraak van ek is nie goed genoeg nie, ek is swak, ek is dom, ek is niks werd nie, ek is waardeloos. En dit hou aan. En dit hou jou terug. Nou kry jy argument ons daar vir 'n goeie aanstelling by 'n goeie werk, wat 'n bietjie uitdagend is, en jy aanvaar dit nie, want jy sê vir jouself, ek kan dit nie doen nie. Ek is te dom, ek het nie waarde nie. Jy hou jou terug, jy gaan nie die pos kry nie, want jy het dit geweier. Die tweede ding is, woede. Ons praat in ons omgewing van shame triggers. Dis nie net mense wat, jy kry sulke mense, en ons het almal met so iemand te doen gehad, wat sê, nie maar wat laat blyk, ek is kwaad vir alles en almal, en bly uit my pad uit. Ek is woedend, moenie met my praat nie. Dit kom van minderwaardigheid af. 'n Selfgesprek wat sê jy is minderwaardig. Dis ook baie subtiel. Dis iets waarvan ander mense glad nie weet nie, want dit is 'n gesprekie binne jouself. 'n Vrees dat ek ontbloot gaan word as 'n fake. Ek het nou die dag met iemand gewerk wat hierdie ding presies vir my gesê het. En dis 'n professionele persoon, dis nie 'n ambagsman nie. 'n Ambagsman is 'n professioneel, maar wat met boeke en goed werk. En die persoon is bang dat hy ontbloot gaan word as 'n fake. En dis nie die waarheid nie. Dis ver verwyder van die waarheid, van die feite. Maar dis 'n gesprek hier binne. Goed soos 'n konstante bekommernis. Wat dink mense van my? En jy sê vir jouself, ek is nie moeite werd nie, mense dink sleg van my. Daar's geen feite om dit te bewys nie. Niemand het dit nog vir daai persoon gesê. Maar dis die gesprek hier binnekant. Ek is waardeloos, ek het nie waarde nie. Alles binne gesprek. Die vierde een is baie interessant, perfeksionisme. Dit gaan nie oor 'n persoon wat daarna streef om die absolute beste te gee in dit wat ek doen. Jy sien dit gewoonlik as 'n persoon dit nastreef, dat die persoon se werk baie goed is. Dit is nie dit. Dit is 'n selfgesprek hier binne. Kom uit minderwaardigheid uit. 'n Tipiese voorbeeld. En dis 'n ou siekte. Dit kom hoofsaaklik by jong meisies voor, maar ook by jong seuns en ouer. Dit kom ook by volwassenes, groot en ouer mense voor.
die idee van om maar te wees. Die selfgesprek is, ek was as kind 'n bietjie chubby, 'n bietjie ronderig, en ma het altyd gesê, of pa het dit gesê, of oom of tannie, of ouma of oupa het dit gesê, "Jesus, maar jy's lekker vet, jy moet maar word." Die idee steek vas. Nou gaan dit verder, dat die selfgesprek is, ek moet maar wees om aanvaarbaar te wees. 'n Meisie sal sê, ek moet maar wees om 'n kerel te kry. Seun sal sê, ek moet maar wees om 'n meisie te kry, of vir my pelle aanvaarbaar te wees. Of ek wil hierdie klere aantrek, maar as ek vet is, dan lyk ek lelik daaraan. Die feite is, die persoon is nie vet nie. Maar die selfgesprek, dit wat daai persoon vir hom of haarself sê is, jy moet maar word. Gedrag, hulle gaan letterlik en gaan staan voor 'n spieël, 'n vollengte spieël, trek hulle klere uit en kyk hulle self in die spieël en dan soek hulle vir vet. Resultaat is, hulle eet al hoe minder. Eers is dit nie opvallend nie, dat hulle minder eet nie, en dan raak hulle maarder, nou sien hulle 'n resultaat, en hulle sien nog steeds vet. Want hulle gaan staan elke tweede dag voor die spieël, sonder hulle klere, en kyk vir hulle self, en sien vet. Nou gaan dit verder. Jy sal sien, hulle eet klein porsies, vat 'n mes en vork en sny dit in klein blokkies, en eet dit baie stadig. Die volgende ding wat hulle doen is, hulle oefen verskriklik. Ek het 'n vriendin op universiteit gehad, waarvan was gou, sy kan nie meer haar naam onthou nie. Sy was langerig, mooi blonde, mooi meisie, en ons was eintlik maar net klasmaats, ons is langs mekaar in die klas gesit. Partykeer as ons nou mekaar kry buite voor ons in die klas instap, dan sê sy het nou gaan hardloop. Ek dink toe later, maar dis 'n snaakse tyd om te hardloop, hier tussen klasse. Dan het sy letterlik die oggend 5 tot 10 kilometer gaan hardloop. Na ete het sy weer 'n paar kilometer gaan hardloop. As sy vanaand by die kos, namiddag by die koshuis kom, dan is dit weer 5 kilometer of so. En so hou dit aan. Die uiteinde is dat sy opgeskop het. Ek weet nie wat van haar geword het nie. Maar sy was letterlik so maar soos 'n graaitjie. En weens haar gesondheid moes sy opskop. Iemand gemiddelde lengte vir 'n vrou of vir 'n man. Hulle het meisies geweeg. Dis meisies wat in 'n inrigting beland het. Dan weeg hulle tussen 30 en 40 kilogram. Hulle is nie meer net vel en been nie, hulle is net been. Hulle kan nie sit nie. Hulle kan nie ordentlik lê nie. Hulle het nie meer die energie om te kan beweeg nie. En in die meeste gevalle, as hulle nie behandeling kry nie, gaan hulle dood. Dieselfde met seuns. Resultaat is eetsteurnisse, bulimie. Hulle word verskriklik honger, dan eet hulle by aandete net so 'n bord kos op, en hulle gaan net na ete gaan druk hulle vinger in die keel. En anorexia lei tot die dood. As daar nie die hele liggaam gaan staan in elk geval, dis diabetes en dis wat nog alles wat daarmee saamgaan. Die 5de is 'n bietjie moeilik om te definieer. Ons het 2 faktore in 'n mens se lewe. Ons noem dit shame-based en proud-based. Shame gaan oor skande, minderwaardigheid, en trots aan die ander kant. Ek het nou my ding vergeet wat ek vir julle nog 'n voorbeeld wou bygesit het. 'n Tipiese voorbeeld. En hoor weer, hierdie seentjie word groot in 'n huis waar ma en pa verskriklik beklei.
en uiteindelik skei hulle. Nou word hy groot met hierdie ding van, ek gaan nie skei nie. Soos ma en pa nie. Seun word groot, gaan universiteit toe, of gaan doen opleiding iewers, of gaan werk na skool, en hy loop hierdie oulike meisie raak. En hulle hou van mekaar en hulle begin uitgaan. Die selfgesprek is, ek gaan nie skei nie. Ons het almal uitgegaan, jy is vreeslik verlief, maar julle is verskillende mense, julle verskil oor goed. In plaas van om dit uit te praat, en tot 'n vergelyking kom, die verhouding weer. Besluit hierdie ou, maar ek gaan nie met hierdie meisie verder, want net hoe gaan ek haar skei as ons getroud is, en dan los hy haar. Geen rede hoekom hy dit doen. Dit is sy binnegesprek. Hy is trots daarop, want hy sê vir homself, ek gaan nie skei nie, en ek het nou gesorg dat ek nie gaan skei nie. Daar is verskillende vlakke. Ja, ons het net nie tyd om by alles uit te kom nie, maar dit gee vir jou 'n basis van waar die wanbalans in 'n mens vandaan kom. Ek gaan weer sê, frustrasies, negatiewe selfspraak, woede of shame triggers, perfeksionisme en trots. Trots is 'n waan, dis 'n ding in jouself. Dit is nie daai trots wat ons van praat, dit soos ek sê, dit kom van binne af. Dit is nie iets van buite af. Ek het nou my graad gekry en as ek trots daarop. Dis glad nie dit. Die 6de een, die laaste een is trauma. Trauma is enige slegte gebeurtenis in mense se lewe. Dit begin ook by ouderdom 2 tot 5. Maar trauma kan in enige tyd, tot waar ons nou is, plaasvind. Voorbeelde is, as ons huweliksmaat doodgaan, ma en pa gaan doen, ouma, oupa selfs. Trauma kan ook veroorsaak word deur 'n hond of 'n kat wat doodgaan. As ouers dit nie reg hanteer nie, dan bly dit by jou. Siekte is 'n ander vorm van trauma. 'n Operasie. Vir 'n sensitiewe kind, 'n skewe woord, selfs net een woord, op die verkeerde tyd, is traumaties. Ons gaan nou daarna kyk, maar die hele neurocoach ding gaan oor trauma en al die ander goed. en die bewussyn, jou brein, pak dit weg, want dit is sleg. Maar elke keer wat iets jou aan daai trauma herinner, dan kom dit tevoorskyn in jou liggaam. Dis waar jou liggaam en jou senuweestelsel nou inkom. Jy gaan simptome ontwikkel soos, ek gaan nou later 'n voorbeeld gebruik, jy byt op jou tande. Jy was nou net okay, nou begin jy op jou tande byt. Dis later seer, jy byt jou tande later stuk. Hoofpyn, pyn in die nek, 'n maag wat saamtrek, by kinders veral, maagpyn. 'n Kind wat vir jou sê, my maag pyn. Ja, daar is 'n biologiese rede. Dalk verkeerd geëet of te veel rooikoeldrank gedrink of lekker geëet of wat ook al. Maar daar's 'n emosionele rede ook. En ons as ouers moet die onderskeid mooi tref. Jy ken jou kind. En as sy maagpyn fisies geen oorsaak het nie, dan is dit emosioneel. Ek wil gou hierdie ene wys. Ek hoop nou hy werk. Daar's menslike funksionering. Dit lyk baie moeilik en ek hoop julle kan sien wat daar staan. Hoe funksioneer 'n mens in jou elke dag se lewe, in jou geskiedenis en in jou toekoms? Die middelste ene, daai swart kol daarso. Praat van negatiewe psigo-sosiale funksionering. Vreeslike slim woord vir
Hoe werk ek? Hoe funksioneer ek? Dis negatief, dit werk op my siege, op myself en dit werk op my sosiale omgewing. Die hoofoorsaak, en dis hoekom hy in rooi bo is verhoudings. Selfs by 'n ouderdom 2 tot 5, waar kinders nie regtig weet van verhoudings nie. As ma en pa of 'n primêre versorger, onderwyser, oppasser verkeerd optree, begin dit in daai kind verkeerd gaan. As dinge daar verkeerd gaan, jy sal sien die pyl gaan so om, en ons is by, ek kan nie daar sien nie, ek moet gou my nota hier kry. Dit is basiese behoeftes. En nou, ag nee, ek het nou seker 'n verkeerde knop gedruk. Moet ek nou weer iets druk? Okay, daar werk hy. My vrou sê dit ook van my, druk verkeerde knop. Kyk, ons kan mekaar se knoppies verkeerd druk, al ken ons mekaar jare nou al. Partykeer doen 'n ou dit met opset dat daar so 'n bietjie opwinding kan wees, as jy so lekker beklei. Die groen is net onduidelik en dit daar sê wat daar sê. Ja, ek sal sê. Ekskuus, nou moet ons, ek het nou wragtig iets verkeerd gedoen hier. Dat ek kan verstaan hoekom jy sukkel met hom. Maar hier sukkel ek dan nou ook met hom. Die groen, die basiese behoeftes. Ek lees dit in Engels. Security, food, clothing. Veilig wees, kos en klere. Die tweede ene is emosionele behoeftes. Liefde, 'n posisie in die gesin en waarde. As die verhoudings nie reg is, dan gaan die emosionele behoeftes en die fisiese behoeftes ook nie reg wees nie. Nou gaan ons na die volgende een toe. Selfpersepsie. Hoe sien ek myself? Sien, daar's nou al 2 plekke waar dinge verkeerd geloop het. Derde plek is die selfpersepsie. Liefde teenoor vrees. Het ek my ouers lief? Is ek bang vir hulle? Het ek my man lief? Is ek bang vir my man? En dieselfde vir die vrou. Het ek my kinders lief of is ek bang vir hulle? En dis ongelooflik om te sien dat sommige ouers bang is vir hulle kinders. Dis ongelooflik. My posisie in die gesin, is ek die oudste, tweede oudste, derde oudste, teenoor skuldgevoelens. En skuldgevoelens is, ons het almal skuldgevoelens. Ek het iets verkeerd gedoen en ek voel skuldig daaroor. Selfwaarde teenoor geen selfwaarde. Ek voel ek is iets werd teenoor ek is niks werd. Dis goed wat ouers vertel en onbewuslik wys vir hulle kinders. Hoe is dit? Ai, dankie Marianne. Daar sien ons dit die onder ene, daar selfpersepsie en die een langsom, ek gaan hom lees want hy is nou ook onduidelik. Positiewe psigososiale funksionering. Dit staan teenoor daai ene. Positiewe psigososiale funksionering. Wat is dit? Groeibehoeftes. Jy as mens wat groei van 'n kind af na 'n volwassene en verder. Jy dinge bereik. As jy jou graad gekry het, as jy selfs jou eerste, tweede, derde kind gehad het, dis iets wat jy bereik het. Nou kom die probleem by aftrede. Want dit is ook 'n mylpaal. En aftrede is sleg vir baie mense. Dit is vir my baie sleg, want dit is heeltemal overrated. Ek moes nog gewerk het. Satisfaction praat hulle van bevrediging. Hoe tevrede is ek met daar waar ek is? En die laaste ene, verwagting.
Het ek enige verwagting nog van my lewe, van myself, van my werk, dit wat ek doen? As jy geen verwagting het, dan gaan jy, en al daai ander drie, dan gaan jy 'n negatiewe psigososiale funksionering in. Jou funksionering is negatief, dit is sleg. Die laaste ene is daai gele emosionele funksionering, dit gaan maar ook oor dieselfde ding. As jy ongebalanseerd is, dan is jy emosionele funksionering verkeerd, dan is jy uit balans uit. En daar sien jy bo frustrasie, stres en hulpeloosheid, wat ook 'n impak het. Nou, as daar fout gaan by enige van hierdie, dan gaan jou funksionering daarin. Dit gee net vir jou 'n beeld van hoe mens werk en hoe ons saamgestel is. Nou, wat is die oplossing? En ek hoop ek kan binne 8 minute klaarmaak. Hier lê die oplossing. Ek gaan eers die streshouer verduidelik. Dis nou weer vreemde klere. My seun is grafiese ontwerper en hy sê jy sit nooit rooi op so 'n ding. Want niemand kan sien wat daarin staan nie. En daar sien ek dit nou. Maar ek het dit so gekry, so ek het daarom 'n verskoning. Ons het 3 vlakke. Voor ek verder gaan, kyk daai kraantjie. Ons gaan nou terugkom na daai kraantjie toe. Die eerste een het ons net van gepraat is optimale funksionering. En uit sekere eienskappe, dis daar in die hakie, ek hoop julle sal kan lees, ek sal hier vanaf lees. Dis omstandigheidsstres, frustrasies. Dit kom in die prefrontale korteks voor hier. Wat is die eienskappe daarvan? Jy dink helder, jy's kreatief, jy's positief, jy's lus vir die lewe, jy het energie, jy voel in kontak met jouself, met ander en met God. Daar kom die driehoek weer. Daai verhouding. Jy's in kontak met jouself. Die brein gebruik van die totale hoeveelheid energie wat 'n brein het, om hier te funksioneer, gebruik hy ongeveer 25% van sy energie. Baie lae hoeveelheid. So jy het kapasiteit om baie meer dinge te kan hanteer. Een van die eienskappe is wat nie hier staan nie is, as jy optimaal funksioneer, kan jy die daaglikse stres en frustrasies en uitdagings en probleme, kan jy met gemak hanteer. Die probleem kom in, daar by die kraantjie, daai lyn daar, dis die onderste deel. Ons noem hierdie streshouer, dis soos 'n drom, met verskillende hoeveelhede water in. As die drom daar onder in die groen is, kan hy baie vat voor hy oorloop. Nou kom jy in fisiologiese stresfunksionering. Fisiologies het dit doen met jou liggaam. Eienskappe is, emosionele brein 'n bietjie agtertoe. Ons voel dit aan ons lyf. Dis waar die neurogedeelte in ons coaching vandaan kom. Die senuweestelsel in die liggaam. Jy's geïrriteerd. Jy's vergeetagtig. Jy fokus moeilik. Jy slaap sleg. Die liggaam gee waarskuwingsligte deur pyn. Ek het nog net gepraat van hoofpyn, 'n pyn in die nek, maagpyn, selfs rugpyn kan hier vanaf kom. Nou, wanneer gaan jy van daar na daar? Wanneer die stres en die spanning en alles te veel word en jy beweeg. Nou hy volg so 'n siklus, is op, dan gaan jy af, dan gaan jy op, dan gaan jy af. Dit is die normale verloop. Maar wanneer dit te veel raak, begin jy hierin funksioneer. Dan begin die gevaarligte flikker. En dan moet jy my bel, want jy gaan moeilikheid kry. Nie van my af, jy gaan die lewe moeilikheid kry. Raak dit nog erger, dan kom jy in traumatiese stresfunksionering. Die woord traumaties. Hy het sekere eienskappe. Ek kan nou weer nie daar lees nie. Dit gebeur in jou agterbrein.
3, wat ons noem coping mechanisms, 3. Kom hier voor. Jy wil veg, jy wil vlug, jy vries. Typies van vlug is, mense sê, ek wil sommer die berge inhardloop. Ek wil weghardloop. Jy wil wegkom van die situasie af, of dit waar jy bevind, of 'n mens, 'n persoon wat dit by jou laat ontketen. Veg, wat die woord sê. Party ouens vlieg met die vuiste in hulle beklei, skop en slaan en byt en krap. Ander ouens praat. Hulle beklei met die mond. As daai persoon by my is, kan ek nie my mond hou nie, dan gaan ek net aan. Vries, jy raak heeltemal stil. Dit wat jy vir die mense wys is die typiese pokerface. Jy sit daar, jy het nie uitdrukking op jou gesig nie, of jy staan, wat ook al jy doen, geen uitdrukking in die gesig nie, geen reaksie. Hier binnekant woed 'n storm wat jy nie ken nie. Maar dis die 3 reaksies wat jy kan toon, die 3 coping mechanisms. Dan, eienskappe of goed soos vrees en angs. Nie bang wees vir die donker nie, dis bang vir die donker. Vrees, letterlike vrees, angs, onttrek aan mense. Jy sal waarskynlik sê is iemand julle nooi om te gaan kuier of vleisie te braai, en sê nee man, ek is nie lus vir die mense nie, ek is nie lus vir kuier nie. Sandra trek haar oë op, sy weet ek doen dit baie keer. Negatiewe siening oor die lewe. Wil wegkom van almal en alles en alleen wees. En dan hierdie ene. God en die lewe maak nie meer sin. God en die lewe maak nie sin. Partykeer kom 'n mens daar in die rooi. En van self, op een of ander manier, begin jy hierdie kraantjie gebruik. Ons gaan nou die kraantjie groter maak en 'n bietjie daaroor praat. En jou vat, jou streshouer loop leeg. Jy kan sien daar loop druppeltjies uit. Ander simptome, gedragspatrone. Sukkel om jouself te verwoord. Jy kan jouself nie uitdruk nie. As iemand vir jou vra wat is fout, dan is die standaard antwoord, ag man, moenie eers vra nie, of jy wil nie weet nie. Dis nie oor dit nie, dis omdat jy nie kan sê wat dit is. Sukkel om te luister. Jy wil nie ander ou se probleme hoor nie. Jy wil weghardloop. Sukkel met oogkontak. Mens sien dit veral by kinders. Ons is nou 'n paar onderwysers, oud onderwysers hier. En dis 'n kind wat so met jou praat. Of hy kyk weg. Jy kan maar weet, daar's probleme. Sukkel om te vertrou. Hulle wantrou baie. En persoonlike ruimte is baie groot. Ons het elkeen om ons 'n ingeboude persoonlike ruimte. Party van ons ruimtes is groter as ander. Hulle het 'n studie gedoen, en ek dink in Engeland, oor die manier hoe mense mekaar groet. Plattelanders groet so. Ons doen dieselfde. Want ons het baie ruimte om ons persoonlike ruimte is baie groter. Stedelinge waar mense teen mekaar bly, groet so. Hulle staan teen mekaar, groet so. Eenvoudig. Maar as jy in daai stresstoestand is, dan raak jou persoonlike ruimte al hoe groter, al hoe groter, al hoe groter. En jy is nie oop vir empatie of simpatie nie. Jy sê vir jou sê, "Jesus man, ek voel vir jou." Ag man, dis niks. Los dit. Dis nie belangrik nie. Nou gaan ons by die kraantjie kom. Nou hoop ek druk die regte knoppie daar sit. Wat is die oplossing? Uiteindelik is ons by die oplossing. Daar's die kraantjie. Daar's 3 goed. MNLP is 'n vreemde begrip, 'n vreemde idee. Ek sal dit nou verduidelik. Bilaterale beweging en ontspanning. MNLP staan vir Multi-Level Neuroprocessing.
veelvlakkige senuwee of senuprosesering. Die veelvlakkige is jou liggaam, jou senuweestelsel en jou brein. En prosesering, jy verwerk dit. Goed, 'n voorbeeld. Jy ry windhoek toe. En hier op pad, hier diskant Witvlei, kom hardloop 'n vlakvark voor die kar. Nou ons weet wat se skade 'n vlakvark in 'n kar kan aanrig. Ons eerste reaksie is, jy swaai. Maar nou het jy 120 gery. Dis al 'n redelike spoed. En die kar gly effentjies, jy's van die pad af aan die ander kant hier rol die kar. Jy het nou 'n arm of 'n ribbetjie of 'n been gebreek, die veiligheidsgordel het jou gestuur en die venster het jou dalk soos jou kop gekap het met die rollerye sny in. Jy gaan hospitaal toe en alles word opgeruim en jy koop 'n nuwe kar want die kar is verseker. En 2 maande later ry jy weer windhoek. Toe jy daai plek verby ry, trek alles saam. Jy byt op jou tande, jou nek trek styf, jy begin hoofpyn kry, jou maag trek op 'n knop. Nou kom jy na my toe en ek is baie onbeskof met jou. Ons groet en ek maak jou laat sit en ek vra vir jou, hoekom is jy hier? Ek is nie onbeskof nie. Ek dwing jou om vir my in 'n kort sin te sê hoekom jy daar is. Dan gaan jy vir my seker ek was in 'n ongeluk 2 maande terug. Die volgende wat ek vir jou gaan vra is, ek vra nie vir jou detail nie. Ek vra vir jou niks detail nie. Ek hoef dit nie weet nie, want jy weet dit, en jou liggaam weet dit. Die volgende wat ek vir jou vra is, hoe voel jy daaroor? As jy dink aan die ongeluk, hoe voel jy daaroor? Dan gaan jou emosionele gevoelens, gaan jy vir my sê. Party mense sukkel 'n bietjie daarmee tot hulle gewoond raak daaraan, en dan gaan jy sê, jy's 'n mislukking, want ek het die kar omgegooi. My man is kwaad vir my, ek is vies vir myself. Ek is sommer vies vir die vark ook. En hoekom het hulle nie 'n paar dae gelyk gemaak dat 'n mens daar kan afry nie? Heeltemal onlogies, maar dis hoe jy voel. Dan sê ek goed, sit 'n bietjie met daai gevoelens, laat dit net so 'n bietjie insink. Ons het gesigskaarte, dis 25 kaarte. Ek is nou klaar met elkeen 'n verskillende gesigsuitdrukking op. Dan gee ek vir jou daai gevoelens wat jy nou net vir my gegee het, weer terug. En ek vra vir jou, het ek reg gehoor? En jy sal sê ja of nee, dit moet bykom, dan sit ons dit by. Dan sê ek vir jou, kies 'n gesigskaart wat daai gevoelens wat jy nou vir my gesê het, wat ek vir jou teruggegee het. Kies een uit wat dit vir jou weerspieël. Wat dit vir jou terugsê. En dan kies jy een uit. Die res sit ons weg. Dan sê ek vir jou, kyk nou. Dis baie keer baie ongemaklik. Veral as dit erge trauma is. Dis baie ongemaklik. En dan vra ek vir jou, wat sê daai kaart vir jou? Dan gaan jy waarskynlik die gevoelens wat jy nou net gesê het, gaan jy weer vir my terugsê. Maar nou is die gevoelens uit jou uit, dis iets anders, iets buite jouself wat nou vir jou sê hoe jy voel. So daar so 'n bietjie afstand. Dan vra ek vir jou, waar voel jy dit? Waar in jou liggaam? Dan is dit weer, nie my maag trek op 'n knop. Interessant dat baie keer daar waar jou been of jou arm of die ribbetjie gebreek het, dan voel jy dit pyn daar. Die wond is gesond, daar's geen mediese rede vir 'n pyn nie, maar dis emosioneel, jy voel die pyn. Selfs ons wat 'n been verloor het, sit in vryf aan sy been, wat nie daar is nie. Want skielik kom hierdie ding terug, ek het nog 'n been, en baie eienaardig, maar dit is so. Dan vra vir jou geetelling. 0 is die beste gevoel, 10 is die ergste. En jy sê nou telling, sê 7. En nou begin ML en P. Dan sê ek draai jou kaart om, want jy wil nie nou langer na die gesig kyk nie. Ons anker jou, dis 'n ontspanningsoefening, dis 'n liggaamsanker, 'n eksterne anker wat gewoonlik in 'n prent, 'n neutrale prent is, nie 'n prent van met mense op nie, glad nie 'n familiefoto nie niks. So jy anker jou liggaam en jy anker buitekant. Tot jy ontspanne is, en dan gaan ons terug na die foto, na die kaart.
En ons gaan heen en weer, totdat ons klaar is tot jou telling op 0 is. Klink baie eenvoudig. En dan sê ek vir jou nog 'n simpel ding, ek gaan môreoggend vir jou 'n boodskap stuur. Môre Sunny, ek vra nie met jou, hoe gaan dit met jou nie? Ek sê, ek volg gister se sessie op, en dis woordeliks wat ek doen. En dan sê ek, hoe het jy geslaap? Dan kom daar 'n antwoord terug. Gewoonlik as die persoon erg geaktiveer het, dit wil sê hy simptome gewys het, slaap hulle baie sleg. Of hulle sukkel om in die slaap te raak, of hulle word iewers in die nag wakker, kan nie in die slaap raak nie, of vreeslike drome. Die volgende oggend stuur ek weer vir jou 'n boodskap, dieselfde boodskap. Dan gaan jou antwoord anders te wees. En oor 'n week as ons mekaar weer sien, gaan ek vir jou vra, hoe voel jy nou? En die antwoord is, iets het verander. My man of my vrou het gesê, my siel gekyk en sê, jy's anders. Ons kan dit nie definieer nie, ons kan nie presies sê wat dit is nie, maar iets het verander. Jy is besig om weer terug in balans te kom. Ek is klaar. Die belangrike hiervan is, dat wellness gaan oor balans in jou lewe, en daar's 'n klomp oorsake, maar daar's 'n oplossing. Ja, nou het ek iets vergeet. Julle sien daar bilaterale beweging. Baie interessant, ons is gemaak om te beweeg. Bilaterale beweging kan yoga wees, dit kan pilates wees, dit kan fietsry wees, dit kan boks wees, maar die maklikste een is stap. Jy gaan nie om te gaan oefen. Daar's 'n paar reëls. Jy stap stadig. As iemand saam met jou stap, praat jy nie met daai persoon nie, daai persoon praat ook nie met jou nie. Jy hoef ook nie kilometers ver te stap. 500 meter as jy kan, 1 kilometer as jy kan, of 2 as jy kan. Ons is gemaak om so te maak as ons loop, dis die bilateraal, dis oorkruis, jou linkerarm is voor en jou regterbeen is voor. Anders loop jy so 'n kameel, dit gaan baie ongemaklik wees. En dan kom die gedagtes in jou kop. Die dag se werk wat moeilik was, of die oom wat moeilik was, of my man was so moeilik vandag en skeef en snaaks. Jy redeneer nie met die gedagtes nie, jy sê ook niks vir die ander persoon nie. Jy laat ons noem dit sommer die gedagte waai in en jy sê vir hom waai weer uit. Maar in die beweging doen jou brein die prosesering. En as jy by die huis kom, dan voel jy iets het verander, ek is nou gemaklik. Die derde oplossing is ontspanningsoefening. Ons tyd is verby. Ek sou graag dit sommer in die groep wou illustreer, maar dit is letterlik gaan sit in jou stoel, voete op die grond, voel jou voete, voel jou sitvlak, voel jou rug, arms lekker gemaklik, nooit so nie. Dit is ongemaklik. Langsam of so. Ons noem dit 'n anker, liggaamsanker en dan nou die asemhalingsoefening. Dis kortliks. Jy trek deur jou neus stadig in. Ons begin by 4 tellings. As ek tel dit 1 2 3 4, dan sê ek nou ruk jy jou asem in deur jou neus. En ek sê hou vir 3 tellings. 1 2 3 en blaas stadig uit deur jou mond 8 tellings. En ek tel dit stadig want dit moet stadig wees. En as jy die einde kom, jy sal ook sien ek hou jou baie dop. Ek kyk vir. En wat ek gesien het is 'n blaasluit net doen hulle dit. Laaste bietjie en dan weer normaal asemhaling en dan bewuswording. Net hier waar ons sit die bewuswording is. Ons weet waar ons is. Ons weet van die lig van daai ding. Ons hoor iemand voor en agter ons. Ons hoor dalk die projektor se wirr. Ons is nie bewus daarvan. Ons is bewus van die geluide buitekant. Ons is bewus van wat op my vel aangaan. Dis dalk koerig of ek kry 'n bietjie warm, maar jy ignoreer dit, jy laat dit net gaan. Net gou interessantheid oor bilaterale beweging, die Caminos. Daar in Spanje een van oor die 800 km. Nou ek weet nie, ek dink ek het 'n kar om dit te ry. Ek gaan dit nie stap nie. Maar jy gaan maar lank tyd. In die Oos-Kaap is ene waar hulle, dis baie korter, is 'n paar dae. Dan gaan hulle loop stukke langs die see.
En daar so 'n plateaurand gaan hulle op en dan gaan sit hulle op 'n plek. Dis ook 'n beperkte getal mense. En die instruksie is, gaan sit en gebruik jou sintuie. Sintuie, ek hoop ek kan hulle almal onthou. Reuk, smaak, sien, hoor en op jou vel voel. Dan sit hulle 'n ander een by. Hoe voel jy hier binne? Jy praat nie, jy ervaar dit nie. Dan sit hulle maklik 'n uur, 2 ure daar. En dan gaan hulle aan. Maar dit wat in jou kop inkom, het jy geproseseer. Marian, ek is klaar, ons gaan seker nou daai meneer afsit en ek kan dan so 'n paar minute gee as daar vrae is.